Hallo Handelinge gemeente, baie welkom by ons aanlyn diens. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die uitdagings van die lewe en hoe ons tydens die uitdagings van die lewe nog steeds blymoedig, selfs hoopvol en selfs vol krag kan wees. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons. Here, op hierdie Sondag wil ons U groot maak en wil ons U verheerlik, want U is die God wat steeds heers. U is die God wat ons vashou, U is die God wat ons oplig en tydens moeilike omstandighede bewaar. Here, ons is lief vir U en ons eer U in Jesus se naam. Amen. Het julle al 'n rugbywedstryd gekyk waar 'n seun dalk seer gekry het of hard gestamp is en geval het? Of het julle al na iemand geluister wat 'n gediggie opgesê het en dan sommer in trane uitgebars het, maar die hele gediggie klaar gesê het? Dit het my dink aan die vermoë wat ons het om selfs wanneer ons seer het of wanneer dinge moeilik gaan, aan te hou, deur te druk en klaar te maak. Ons as mense het daardie wonderlike vermoë om dit te kan doen. En ons het nie daardie vermoë omdat ons self so wonderlik is nie. Ons het daardie vermoë omdat die Here dit vir ons gee. En die Here praat in 1 Petrus 1 vers 3 tot 8 en hy gebruik Petrus as die spreekbuis en hy verduidelik hoe ons as mense deur beproewings gaan. En dat daardie lesse wat ons daaruit leer, regtig goud werd is. En hy sê ook, dat wanneer ons deur hierdie beproewings gaan, ons eintlik bly kan wees, en ons die Here se krag kan ervaar, en ons kan eintlik oorwinnaars wees, selfs al gaan dit moeilik. Handelinge gemeente, hartseer en krag kan saam bestaan. Uitdagings en oorwinnings kan ook saam bestaan. Hulle kan skouer aan skouer staan. Trane en krag kan saam leef. Diepe seer, maar krag kan hande vat. Dikwels dink ons dat dit of die een of die ander een is. Ek moet of hartseer wees of gelukkig wees, of swak wees of sterk wees, of te neergedruk of platgeslaan, of braaf wees. En dis so 'n leuen. Jesus homself was bitter hartseer en bang, maar terselfdertyd was hy vol moed, hoop en krag. En Petrus lig iets van dit uit in 1 Petrus 1, waar hy verduidelik dat ons juis in beproewings kan sterk wees, hoop hê, vol moed wees. Jesus het bloed gesweet en hy het gehuil in die tuin van Getsemane, maar hy het deurgedruk omdat hy reeds besluit het en ook geweet het wie hy is en wat sy roeping is. Hartseer en moed kan skouer aan skouer staan. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Dalk gaan jy deur moeilike tye beproewings, soos wat Petrus van praat. Maar ek wil jou aanmoedig dat jy nie net verslae hoef te wees nie. Jy kan ook sterk wees. Jy hoef nie net hartseer te wees nie. Jy kan ook blymoedig wees en vol hoop lewe. Mag hierdie boodskap vanoggend jou bemoedig om selfs wanneer dit sleg gaan, te besef dat daar 'n stuk blydskap, 'n stuk hoop ook in jou kan leef. Al gaan jy deur donker dieptes, kan jy ook nog bevestig dat jy sterk is, want die Heilige Gees bemagtig jou. Storms en krag kan saam bestaan. Uitdagings, maar 'n innerlike krag kan hande vat. Mag dit jou in hierdie week ook bemoedig en dra. En mag jy in hierdie week, al voel jy swak, al is daar storms, verskriklik sterk wees in die Here. Amen. Ek wil sommer vir julle gebed doen vir hierdie week. Here die Almagtige wat in ons toekoms is en wat presies weet wat kom. Baie dankie Here dat U ook in die storm is.
Dat U my nie net bemagtig om sterk te staan nie, maar dat U self ook langs my staan en ek eer U daarvoor. In hierdie week wil ek die hele Handelinge gemeente aan U opdra. Daar waar daar hartseer is of uitdagings is, Here, wil ek vra dat U ons sal kom oortuig van dit wat U in ons doen. Dankie Here dat U ons vooruitgaan. Seën elke luisteraar vanoggend in Jesus se wonderlike naam. Amen.